Sê vir jou reg, hulle is 0,9 meter weg van mekaar af. Nou vra hulle vir jou, hoe ver weg van punt P? So punt P is daar waar hy oorspronklik weg was. Hoe ver van punt P moet B geplaas word om 15% minder, die krag moet 15% minder wees. Ok, so, wat ons gaan doen, is ons gaan eers gaan kyk na die krag tussen A en B, aan die begin. So dit beteken as hulle 0,9 meter van mekaar af is. Okay? K kie A kie B oor R kwadraat. Hierdie is 9 maal 10 to die mag 9. A is 7,4 maal 10 to die mag minus 6. Hierdie is 5 maal 10 to die mag minus 9. Nou 'n paar goed daar wat een of twee van julle vergeet het of verkeerd gehad het. Jy vul nie daai minus daarin nie, nê? Is net by die ou graad 10 werk wat jy die minusse invul. Hierso verloor hy daai minus en jy moet onthou nanocoulomb, nano 9. Okay, so maal 10 to die mag minus 9. Oor en dan die afstand daar was 0,9 kwadraat. Ag, nou het ek my sakrekenaar vergeet. Toe maar Colby is op het. En Carla check of hy reg is. Vier komma 11 maal 10 to die mag. Min 4. Ok. So daai is die oorspronklike krag. Nou sê hulle vir jou, die krag nou word nou verder geplaas, verder weet ons die krag gaan minder wees, want dit is 2 magnete, hoe verder hulle weg is, hoe kleiner is die krag. Nou sê hulle vir jou is 15% minder. Ok, nou kan jy dit op twee maniere gaan uitwerk. Jy kan of sê 4,11 maal 10 to die mag minus 14 maal 15 oor 100. En dan daai antwoord wat jy kan kry is die 15% en dan af gaan trek. Of jy kan gaan sê, en obviously ek is natuurlik so lui, soos wat kan kom. So ek gaan sê maal 85 oor 100. Hoekom? Want 85 plus 15 gee jou 100. So hy is nou net 25% so sterk. 25 en 85% so sterk. Ok, en as jy dit in jou sakrekenaar intik, Colby, Ouen, jou sakrekenaar moet ook al uitwees, en Dian, jou nou ook, Luma, jou nou ook. Ja, asseblief. 3,49 maal 10 to die mag. 3,49 maal 10 to die mag? Min 4. Min 4. Kijk, so dit is dan nou die nuwe krag. Nou gaan ons kyk wat is die krag tussen A en B. Maar nou is dit wanneer dit 0,9 plus x meter weg van mekaar af is. So dit is nou verder weg van mekaar af. Kijk, so dit is K kie A kie B oor R kwadraat. So hierdie is nou die nuwe krag. K is 'n konstante. A is konstant. B is konstant. En nou soek ons daai nuwe afstand. Okay, so nou as jy nou die R aan die ander kant toe vat, dan moet nou R kwadraat en dan daai hele lang besigheid bo oor 3,49 maal 10 to die mag minus 4, want hy gaan onder, en dan om 'n kwadraat weg te kry, moet jy daai kant vierkantswortel, so jy moet hierdie kant vierkantswortel. En Colby, wat kry jy? Jou werk in 'n strategie. Ek weet ook, jy gee jy sakrekenaar? Ek dink dis reg. Wat het jy gekry, Carla? Ja, so 0,977. Wat ook al. Mooi. Ok, maar onthou nou, wat is dit? Daai wat jy gaan uitwerk het daar,
is die afstand tussen A en B daar, daai hele afstand. En dit was nie die vraag nie. Die vraag was, hoe ver van punt P, daai was punt P gewees, hoe ver van hom af moet dit wees? So jy gaan nou daai antwoord vat wat jy het, daai hele antwoord, minus daai 0,9. Okay, so jy gaan sê, x is dus 0,977 minus 0,9, en dit geef jou 0,077 meter. Waarom is jy besig, Reinhard? Ek moet my skryfwerk vir my boek oorskryf. Hoekom kan jy dit nie foto's neem en print nie? Of foto's neem en vir AI vra om dit oor te skryf en dan print jy dit? Dit is 'n goeie idee, maar ek weet nie of AI my skrif gaan doen. Daai is 'n goeie antwoord. Ek kan uitfigure. Okay. Goed, iemand 'n vraag daar. Vandag ek het vir julle gesê, met hierdie vraag tel aan graad af julle gesê. Dis hierdie omskakeling wat julle mee kan uitvang en dan sit altyd iets met die afstande. Okay, so jy moet spesifiek vraestelle gaan oefen wat hulle met die afstande 'n bietjie speel. Okay. Goed. Dan ek dink die stroombane het julle redelik goed beantwoord. As ek dit nou reg onthou, wil julle daarna kyk stroombane? Nee? Omdat jy nie daarvan hou nie, of omdat jy gemaklik voel daarmee? Nee, vrou, ek het goed gedoen in daai vraag. Jy het goed gedoen in hom. Lumay, hoe voel jy? Ek voel, ons hoef dit nie te doen nie, voel jy hou nie daarvan nie. Okay, kom ons praat dalk net gou deur hom. Ons gaan net deur hom praat. Hulle sê vir jou hierso, jy het twee selle daar, jy het 'n interne weerstand. Ek dink. Verskoon my mense, jy is verskoon. Sê jy? Dis die skool wat my so goed gemaak. Ai. Okay. Goed, nou die eerste paar vrae het hulle, ek dink julle het dit mooi beantwoord. Ek dink daar's dalk een of twee wat dit nie super mooi beantwoord het. Kom ons lees gou dit sê. Die stroombaan diagram hieronder het 'n battery met 'n EMK van 10 volts. Okay. So die EMK is 10 volts. Wat is die EMK? Dis die elektromotoriese krag se totale hoeveelheid volts wat beskikbaar is in die stroombaan as die skakelaar oop is. Nou sê hulle nog onbekende interne weerstand, voltmeter V1 oor die oop skakelaar is gekoppel en V2 is oor die battery gekoppel. Die verbindingsdraad en ammeter het nie weerstand nie. Goed, nou sê hulle self Ohm se wet in woorde. Gaan leer hom. Die stroom deur 'n geleier is direk evenredig aan die potensiaal oor 'n geleier mits die temperatuur konstant gehou word. Okay. Dan 8.2.1 vra ek jou. Bepaal beteken nie bereken nie. Nie som doen nie, net 'n 1 punt antwoord. Bepaal die lesing Ekskuus, oor V1. Nou het ons so ene gedoen in die klas. Ons het gesê as die skakelaar oop is, nê, dan is dit asof al hierdie mannetjies kom met nog al hulle toebroodjies hierdeur en al hierdie mannetjies het nie meer toebroodjies om te eet nie. So dit beteken hierdie kant is 0 almal en hierdie kant het nog niks toebroodjies gebruik en die menende 10. So oor 'n oop skakelaar is die volts 10 volts. Dan 8.2.2 vra hulle vir jou oor voltmeter V2. Nou V2 daar, onthou die skakelaar is oop, wat beteken ons geen stroom wat daardeur vloei nie. Wat beteken dat die volts daarso meet die maksimum volts. As die skakelaar toe was, dan sou daar 'n drop gewees het, dan sou dit maar 9,8 gewees het. Okay? Maar omdat die skakelaar oop is, beteken geen stroom gaan daardeur nie, beteken die maksimum volts wat ook dan 10 volts is. Dus ek sê meeste van julle het hierdie nogals goed beantwoord.
Nou as julle skakelaar S word nou gesluit, shop, en nou verander die lesing op V2. Nou as julle vir jou dit daal met 2.5 volts, wat beteken sy volts is nou 7.5 volts, want hy het gedaal met 2.5 volts. Okay. Mooi kyk na die bewoording as jy die vraag lees. So jy moet nie net kyk na die waardes wat vir jou uitpop nie. Hulle sê dit daal met 2.5. Nou vra hulle vir jou bereken die lesing op V2. Natuurlik het ons hom dan nou net gedoen. 8.3.1 is 10 minus 2.5 gee vir jou 7.5 volts. 8.3.2 sê hulle vir jou bereken die lesing op die ammeter. Waar is die ammeter? Daar is die ammeter. Okay, nou ekskuus tog. Hy meet, hy's in die hoofstroom, so hy meet die totale stroom. Ja? Okay. So hier is nou 'n paar maniere wat jy hierdie kan gaan bereken, want hulle gee vir jou redelik baie inligting. Het jy die interne weerstand? Nee, jy weet nie wat dit is nie. So my opsie om hom te gebruik, dit is daar, maar ek het nie die interne weerstand nie, en hulle vra vir die totale stroom. So ek sê vir myself, hier is dalk 'n bietjie te veel werk, het al wel 6 punte, so dalk moet ek, maar kom ek kyk gou 'n ander antwoord. Ek weet wat vir die eksterne stroombaan, weet ek is 7.5 volts, en ek wil weet wat is die stroom. So ek moet net die eksterne weerstand se volts gaan uitwerk. Okay, nou, as jy so loer na jou datavel, nee, dan sal jy sien daar by die stroombane, is daar hierdie formules vir jou gegee, hierdie ene, 2 plus L, en 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2 plus L. Hulle word vir jou gegee, so jy moet hulle gebruik, jy moet hulle wys. Okay, hulle het dit so 'n jaar of 2 terug ingebring. So, jy kan nie net dadelik sê, oh, goed, is 'n parallel, en dan hulle dit invul nie. Hulle wil hê, jy moet daai nou wys vir hulle. Okay, en dan gesê is nou goed, 1 oor R parallel is 1 oor 6 plus 1 oor 3. 1 oor R parallel is dus, wat is dit? 3 oor 6. So R parallel is 6 oor 3. En ek weet 2 hoe weet ek is op die regte pad. 2 is kleiner as die kleinste 1 in serie. Onthou 2 is definitief nie kleiner as 1 nie. Maar ek het nie hom gebruik om hulle 2 bymekaar te tel nie, ek het hulle gebruik om bymekaar te tel. Dan, jy moet hierdie flip around wys. Okay. So, moet nie net gaan sê, is gelyk aan nie. Baie mense gaan skryf, dit wil sê 6 oor 3. Hierdie is 'n half, en hierdie is 2. Okay, as ek vir jou 50 cent skuld of R2 skuld, daar is 'n verskil. Ekskuus tog. Okay, so, die totale ene, is dan nou 2 plus 1, dit gee vir jou 3 ohm. Okay, en nou gaan ek stroom, is volts oor weerstand. Die volts het ons gaan uitwerk is 7.5, die weerstand is 3, en dit gee vir jou 2,5, gaan ek sê nee. Ja, 2,5 ampere. Is dit? Okay. Dan vra hulle vir jou bereken die interne weerstand van die battery, en dit was redelik maklik. Ek dink, ek wil sê almal van julle het dit reg, ek kan nou nie onthou nie. Maar dis vir jy hierdie ene kon gebruik het, want jy het EMK, jy het I, jy het R, en ek jy net R gaan uitwerk, of jy kon gesê het R is verlore volts oor stroom, want daai gaan dan 2.5 wees, en daar gaan die stroom wees wat jy nou net uitgewerk het. Okay. En dan vra hulle vir jou, hoe sal die grootte van die stroom wat deur 6 ohm resistor gaan vergelyk met die wat deur die 3 ohm resistor gaan? So hulle wil weet, hoe gaan die stroom hierdeur vergelyk met daardeur? Nou obviously, hy is 2 keer so groot, so dit beteken sy stroom gaan die helfte wees, want hulle is ons omgekeerd evenredig. Nou hulle het nie gevra vir 'n rede nie, maar dit tel nog steeds 2 punte. Okay, so hulle het nou hierso gesê, hulle sal 2 punte gee, as jy geskryf het, dit gaan minder wees, maar 2 punte beteken 'n bietjie meer spesifiek wees, dit gaan die helfte soveel wees. Okay, ek weet nie hoe streng hulle gaan werk einde van die jaar. Goed, dan het julle vraag 8 redelik goed beantwoord.
Ek wil net gou deur 'n paar ek gaan nie deur 9.2 gaan nie want ek voel dit daar's dis nie kans dat hulle so tipe vraag weer gaan vra is klein. Ek moet dit weer doen. Okay, maar ek wil gou kyk net na die bewoording hierso by vraag 9.1. Ja, jy het nie tissue hier nie. Ag Carla, wil jy net my tissue gaan haal asseblief? Toiletpapier kan haal nie. Asseblief. Dus snyf ek nou die hele tyd. Okay. Kom ons doen nog maar. Dan voel ek beter. Okay, so hulle sê vir jou hier daar N, hier daar S. En dan gee hom, dan gee hulle A, B, C, D. En dan sê hulle vir jou hierdie ding beweeg op. Okay. Nou sê hulle vir jou die diagram hieronder toon 'n horisontale, reghoekige spoel ABCD wat tussen magnete geplaas word. Daar is 'n stroom in die spoel wanneer 'n opwaartse krag toegepas word. So hulle sê vir jou, jy pas die krag toe, dan word daar 'n stroom geïndiseer. Okay. So dit sê vir jou, jy moet 'n krag toepas wat vir jou sê dis 'n generator. Hoekom lag jy, Colby? Ek lag jy. Waar dink jy? Ek dink aan die werk. En jy jok, die werk het jy nog nooit laat lag nie. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou. Verduidelik waarom daar 'n stroom in segment ABC geïndiseer word. Okay, hoekom word daar 'n stroom geïndiseer? Dis wat hulle wil weet. Wat het jy gesê nou weer? Ek weet ek doen ietsie naby. Ek het net 'n keyword genoem. So, ons ons praat dan by ons. Nee, dit is by my. Ek het iets soortgelyk gesê, maar ek weet nie by die regte woord nie. Wat is dit? Oh, wow, dit is al bra. Ja, sit te sê ek het vir my net gehoor. Baie dis is dit. Ek het nie kom doen. Okay, so daar's 'n paar redes hoekom daar 'n stroom geïndiseer word. Nou ek voel hulle was hier 'n bietjie sê weer. As jy ek dink dit is so gaan. Wag, skus hierso, hierso is julle boksie, skus. Okay. So ek gaan terug gaan na julle notas toe. Ag nee. Ag, man. Wat is daai hoofstuk se naam nou weer? Elektrodinamika? Ja. En ons is nie by die motoreffek nie, ons is by so elektromagnetiese induksie. Okay. Goed, nou elektromagnetiese induksie is hierso. As 'n geleier, so die konsep se naam is elektromagnetiese induksie. Okay, wat is dit? As 'n geleier relatief tot 'n magneetveld beweeg, spesifiek om die geleier te draai teenoor die twee magnete, dan word die EMK geïndiseer wat veroorsaak dat daar stroom vloei. Nou ek voel hulle kon hierdie ook aanvaar, maar hulle het gesê nee. Ja, dis wat ek geskryf het. Ja. So ek voel dit beskryf dit ook mos nou maar as jy geskryf het die konsep elektromagnetiese induksie of wanneer hulle relatief tot mekaar beweeg het, maar hulle wil hê jy moet hierso sê. Dit is omdat daar 'n verandering in die magnetiese vloedkoppeling is. Dieselfde as 'n beweging in magnetiese veld. Okay, so hulle wil gehad het 'n verandering in magnetiese vloedkoppeling. Okay, maar dit beteken net jy beweeg die twee goeders relatief, die twee magneetvelde relatief tot mekaar. Okay. Nou vra hulle vir jou
Bepaal die rigting van die stroom in AB, skryf slag A van A tot B of B tot A, verduidelik jou antwoord. Nou hier moet jy eerstens geweet het, watter hand om te gebruik. Okay? Nou, hulle beweeg die ding en dan veroorsaak dit 'n stroom, so dis jou regterhand. Kom ons kyk of jy julle regterkant kan onthou. Hy wys uit. Kyk, so, hy wys uit en die ding, jou duim is jou sterkste vinger, hy word opgedruk, hy wys uit, so jou stroom gaan van A na B. Nee, is julle weet my? Kyk, so dit gaan van A na B. Okay. Nou vra hulle vir jou, sorry, dis punt 2. Nou vra hulle vir jou, maar verduidelik jou antwoord. Okay, nou hier het ek ook eers die vraag gelees het gedink, hoe moet jy nou hierdie verduidelik? Maar, hoe het jy by die antwoord uitgekom? Die antwoord uitgekom deur jou regterhand te gebruik. So jy kon gesê het, Fleming se regterhand reël, of net die regterhand, of die regterhand reël. Ek het nie daai verduidelik deel op my miskien lees. Ja, gewoonlik vra hulle nie verduidelik nie, dis die eerste keer wat hulle omvra. Okay, nou vra hulle, 'n verandering word aan die toestel gemaak om as 'n gelykstroommotor te werk. Okay, so hierdie was natuurlik nou wisselstroom. Nou vra hulle vir jou 'n gelykstroom. Noem die deel van die komponent wat dit vir die masjien moontlik maak om as 'n gelykstroommotor te werk. So wisselstroom was gewees nou weer wat? Eens kyk hierso. 'n Wisselstroom het jy 2 sleepringe gehad. Nee, 2 aparte sleepringe en ek dink is terug. Is dit terug? Ja. Hierso 'n gelykstroom het die splitring kommutator. Okay. Nou ek het vir julle gesê in die klas, die belangrike woord hierso is die woord kommutator. Okay, en toe in hierdie eksamen toe sê hulle nee, die belangrike ding is die slipring. Okay, maar julle het almal toe het 'n bietjie geredeneer daaroor te sê hulle goed, nee, as ek kinders sê het kommutator is fyn, maar sê liewers die hele ding. Okay. Die split, daar's 'n split in die ring kommutator. Okay, en daai is 2 aparte sleepringe. 2 aparte sleepringe. Die 2 aparte bysig net sê sleepringe. Ja, sê 2 aparte ook by. 2 aparte. Hoe meer volledig hoe beter. Okay. Goed, dan vra hulle noem een verandering wat aan die diagram hierbo aangebring kan word om 'n groter draai-effek in spoel ABCD te produseer. So nou hulle sê reg, hulle wil hulle wil dit nou 'n motor, ons sê dit moes nou 'n motor, het julle vraestelle voor julle, nê? Julle het daar sinnetjie gelees, hulle sê dis nou 'n motor. So, hoe werk 'n motor nou weer? 'n Motor is wanneer jy begin met elektriese energie en jy verander dit na meganiese energie. Net so jy begin met elektrisiteit. En hulle wil hê jy moet 'n groter uitset hê, jy moet 'n groter draai hê. So wat kan jy doen as jy begin met elektrisiteit? Natuurlik kan jy dan 'n groter stroom hê. Of sterker batterye of wat ook al. Of die ander ene wat is daar reeds? Daar is magnete, so jy kan sterker magnete hê. Okay, nou gewoonlik sê ons meer windings. Okay, maar ons het nou net hierdie een winding. Okay, so ek sou dit reggemerk het as jy gesê het meer windings, as jy meer spoele ingesit het. Maar hulle het hierdie derde ene gesê as jy 'n groter potensiaal verskil het. So hy is mos nou gekonnekteer aan 'n battery of 'n kragbron of wat ook al. As jy daai kragbron groter gemaak het. Vir my beteken dit dieselfde ding as groter stroom, maar anyway, hulle het gevra Is vir al 2. ja. Maar baie keer sê hulle behalwe sterker magnete, wat anders kan jy doen? Nee, Okay. dit is ook vir al 2 se
Okay, maar gelukkig hulle vra meeste van die tyd net een ding. Goed, kom ons kyk gou 9.2. Sê hulle vir jou. 120 watt televisie en 52 watt Wolfram ligte. Wat die hel is Wolfram nou weer? Dis 'n element, ja. 74. Dis 'n gloeilampe wat jy nie meer so baie gebruik nie. Dis 'n gloeilampe wat jy die draadjies so kan sien wat so maak. Maar dis nie so Wolfram is 'n element wat baie energie vat voordat hy eintlik 'n lig maak. So hulle het nou power saving of wat dit lightbulbs wat nie meer met Wolfram werk nie. Okay. Jy het 'n televisie, jy het 2 ligte aan 'n 230 volt wisselstroom toevoer wat slegs 12 ure op 'n dag werk wanneer die 2 skakelaars gesluit is. Hoe lank moet skakelaar 1 in 'n dag oop wees terwyl skakelaar 2 toe is om weekliks 7 dae R36 te bespaar? Okay, die koste van elektrisiteit is R9 per kilowatt 'n uur. Okay. Goed. So as ons kyk na ons prentjie. Hulle sê wat moet oop wees? Die TV moet oop wees. So die TV is af. Hierdie is toe. Gloeilamp. So. Okay, so daar is 'n skakelaar, maar hy is toe. En hierdie is 50 watts en 50 watts. Okay. Okay, wat is dit vir so 'n Nee, so daar's klomp maniere. Dis hoekom ek gesê het, ek wil nie. Hierso is nou, ek wil eintlik gou hê julle moet sit en maniere uitfigure. Nie nou nie meer kyk nie. Want daar is regtig klomp verskillende maniere hoe jy by die antwoord kan uitkom. Daar's nie een patroontjie, eers doen jy hierdie, dan doen jy daai nie. So kom ons kyk net gou waartoe ons mik. Daai ene is oop. So ons hoef glad nie eers na hom te kyk nie. Nee, ons gaan net na hom kyk, sorry. Ons gaan net na hom kyk. Okay? Want as hy toe is, dan gaan jy mos energie gebruik. So hy is nou oop, so hy gaan maak dat ons geld bespaar. So hoeveel watts is dit? Dis 120 watts. So jy wil kyk, daar 120 watts. Hoe lank gaan hy aanwees om R36 te gebruik? Dan weet jy hoe lank moet hy afwees om R36 te gebruik, te spaar. Kyk, sê daai, hier sit jy 32 volt wisselstroom en hulle vra hoe lank 'n dag? Hoeveel ure is daar 'n dag? in hierdie geval 12 en dit was net in die 12 uur per dag werk. O ja, is reg, wat slegs 12 ure op 'n dag werk, so die tyd is 12 ure. Die dae is 7 dae. Jy moet bespaar R36 en kilowatt 'n uur kos R9. Go. Begin sommetjies te doen. Begin, ek het julle gesê gister, begin met formules. Sê vir jouself, okay, hierdie is kilowatt 'n uur. Okay, hierdie is watts. Kan jy hom na kilowatt verander, byvoorbeeld. Sê weer? 1000. Dan dis ons 4,76. Wat die antwoord? Watts per dag, ja. Ure per dag. 4,76 uur. Ure per dag. Uur 'n dag. Ja. Ja. Ek het die maklikste, ek dink ek het die maklikste manier. Okay, maar kom ons laat almal gou eers hulle sin uitfigure. En nou het jy formules neergeskryf, Reinhard? Geen, maar ek het die regte antwoord sê kan. Maar ek soek formules. Maar dis nie. Sê net in woorde wat jy gedeel het met wat. Verstaan jy? Okay. So, ek word Nee, nee, almal, ek wil hê almal moet dink.
hierdie is ook, sorry ek kon net hier sê, per week. So dit beteken per 7 dae, né? Drie deels van die Ek het ook 3. Nee, ek het 4. Ek kom 3 deels van die doen. Dis net dat ook nie 4000 Nee, maar dat is 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nee, maar jy daai, die daar gedeel deur wat? 4000 wat is die En nou moet jy dan 33 sien. deel 7. Ja, sien vir som. 1, 2, 3. wag. Waar is die antwoord? Ek wil ek het net nie gedoen nie daar is aan later. Dis die omskakeling. Ja, maar my kop. Ek kan die omskakeling so som. Guys, ek weet nie of julle kan onthou nie terwyl jy sit en dink. Ek het ek vir julle nee, ek het nie, dit was juffrou, 'n ander juffrou. Maar gewoonlik as mense my vra, moet hulle wetenskap neem, dan sê ek jy moet hou van puzzles en goed uitfigure. Ek kan jou die boublokkies gee, maar die res is up to you en dit is presies hierdie tipe som. En dit is wat jy as 'n wetenskaplike eendag kan doen. Al die kennis, al die feite is daar op die internet. Feite is eintlik sinneloos om te leer, maar anyway, julle doen dit. Dis die toepassing van daai feite. OK. Goed. Nou kom ons kyk gou, né? Hierdie is hoeveel rand per week jy moet spaar. OK. En dan dit is hoeveel rand per eenheid dit is. Reg? So, ek moet net kyk, gaan ek in die regte volgorde doen. OK, so as ek daai vat, daai 36, ek het gesê 36 gedeel deur 9. Wat het ek basically gedeel? Ek het gedeel koste, totale koste, rand, gedeel deur 'n eenheidskoste. OK, so ek het dit gedeel deur die koste vir een ding, so dit gee vir my 4. So rand gedeel deur rand. So wat is daai 4? Daai 4 is kilowatts. OK, want ek het nee, kilowattuur. Ja, kilowatt per uur. Kilowattuur per uur. Die plek nie. Julle kan ek sien nie, sorry. Kilowattuur. OK. Nee? Ja. Goed. En hierdie is per week. Want nou 36 rand is wat hulle gesê het per week wat jy moet spaar. So ek moet 4 units 'n week spaar. OK. Nou gaan ek kyk maar hoeveel units hoeveel keer gaan daai daarin. OK, hoeveel keer gaan daai watts in hierdie kilowatt se ure in. OK, want dan gaan dit vir my ure gee wat hy moet oop wees of toe wees. Sorry. OK, so dit was my eerste stappie. My tweede stappie gaan ek sê, OK, nou sit ek met 'n klein bietjie van 'n probleem, want hierdie ene is in watts en hierdie is in kilowatts. OK, so jy kan of hierdie na kilowatts toe vat of hierdie na watts toe vat. Maak nie saak nie. Ek dink vir meeste van julle sal dit makliker wees om dit na watts toe te vat. Weet nie. OK, so ek gaan nou sê
die tyd wat moet oop wees, gaan ek wees die kilowatte uur gedeel deur kilowatt. Want kilowatte uur gedeel deur kilowatt gaan ons my ure gee. Is julle met my? Kilowatte uur gedeel deur kilowatt gaan my die ure gee. OK. So dit is 4000 gedeel deur 120 en dit gee vir my 33,33 ure. OK. So dis hoeveel ure, maar dis nog steeds per week. En die vraag was, maar hoeveel ure per dag moet hy oop wees? OK, so daar is per week en hoeveel dae is daar in 'n week? 7. So nou gaan ek sê tyd per dag gaan wees 33,33 gedeel deur 7 en jy kry 4,76 uur per dag. Hoeveel het jy saamgetel het? 7? 7 punte. So ek het 3 punte verloor en ek nie gedeel 7 nie. En dat jy die formules geskryf het nie. Maar as ek nie die formules geskryf het, dan steeds vir die... Daai deel deur 7 tel 2 punte. Die deel deur 7 en dan die antwoord. En dan was daar 1 punt vir 'n formule. Dink ek, ja. Maar as ek gedeel deur 7 het en ek het nie enige formules geskryf nie, die berekening so gedoen. So ek moet my volpunte gekry het. Sien, dit hang af wie jou persoon is wat merk. Maar daar is nie formules nie, daar is net... Dis so ek ook voel die saak, maar ek het jou nog gister gesê. Ja, Skryf formules. Skryf dit, al skryf jy, is dit julle kan sien, hierdie formules gaan nie formele fancy goed nie. Jy sê net vir hulle, wat gaan jy nou met wat doen? Die rede hoekom jy dit wil doen, is baie keer met hierdie vraag gaan hulle met jou fout merk. Okay? Maar baie keer doen julle weird somme. Soos byvoorbeeld daai 4. Jy het nou iets anders gedeel met iets anders. Dan kry jy 'n ander antwoord, maar julle weet mos baie keer hoe julle skribbel hier doen, julle iets daar doen, julle iets hier doen. Nou weet julle nie waar jy by 4 uitgekom nie. Maar as jy uitskryf, dit is wat ek bedoel met die 4, dan kan hulle vir jou punt gee met jou redenasie is. Wat ek vind nou nog gesê het hierso. Nog 'n rede hoekom ek wil hê julle moet formules gebruik is want as jy sien die eenhede wat jy met mekaar deel, dit gedeel deur dit, dan gee dit vir jou klou maar wat is jy eintlik besig om uit te werk. Kilowattuur gedeel deur kilowatt gee vir jou uur. So dit wat ek hier is ure, dis tyd. Nou kan jy gaan uitwerk, maar hier daai 4000 was nou weer vir hoe lank gewees? 1 dag, 2 dag, 3 dag, 4 dag, week. Kyk. Goed. Reg, dan die laaste vraag wil ek eintlik nie doen nie, omdat ek nie saamstem met die bewoording nie. Ek sal die formule wat net in die blou tyd getrek word. Praat van 'n formule. Kom ons kyk dan net na die formule. Ja, as ek net ons die formule Ja, instel, ja. dan is dit weer Okay. Tog hier gaan ons nou met die som. Weet net, party van hierdie bewoording is nie reg in die som nie. Maar nou ja. Okay. Hulle sê vir jou jy het 'n invallende lig. Hulle sê vir jou die straling, die totale uitset drywing. Drywing se eenheid is nou weer P, né? En P het klomp formules, maar een van hulle is arbeid gedeel deur tyd, né? Nou drywing word ons eintlik gemeet in watts, maar sy SI unit. Hulle vra baie keer vir jou 'n multiple choice vraag. Wat is hierdie in sy SI eenheid? Dan vra hulle letterlik as jy hierdie gedeel deur dit, wat sou jy gekry het? Want dit gedeel deur dit gee nie vir jou watts in die sin van die woorde nie. Dit gee vir jou joules gedeel deur sekondes. Dit gee vir jou joules per sekonde. Okay, dis die SI eenheid. So hulle sê vir jou, hulle sê vir jou die joules per sekonde is 3,2 maal 10 to the mag 27. Okay? Dan sê hulle vir jou die golflengte, lambda,
van die lig is 5,2 maal 10 to die mag minus 7 meter. Ok, nou vir al van jou, wat definieer die term foto-elektriese effek? Jy moet gaan leer, dink is 3 definisies hier om te leer. Dit is foto-elektriese effek, arbeidsfunksie en trippelfrekwensie. Dis daai 3 definisies. Ok, dan vir al van jou bereken vir 6 punte. Bereken die aantal fotone wat per sekonde vanaf die metaaloppervlak vrygestel word. Nou eintlik bedoel hulle die foto-elektrone. Dis eintlik wat hulle daar moes gesê het. Kyk wat het hulle by die Engels gesê. Nee, ek sê photons. Ok, dit moes gewees dit foto-elektrone, maar goed. So hulle wil weet hoeveel elektrone word afgegee. Ok, nou dit is dieselfde konsep vraag. Ons het al eintlik so 'n tipe vraag gedoen. As ek vir jou sê, jy verkoop Coke by die skool. Ok, jy het vergeet om te tel hoeveel blikkies Coke jy het. Ok, maar jy weet, jy het R2000 gemaak. Nee, jy tel jou geld as R2000 wat jy gemaak het. En elke blikkie kos, het jy verkoop vir R10. Hoeveel blikkies het jy verkoop? 200 blikkies. Nou dieselfde ding hier. Hulle vra vir jou hoeveel fotone word afgegee. So soek daai fotone. So jy gaan 'n groot getal gedeel deur 'n klein getal. Jy gaan die energie van 'n foton deel deur die totale energie van wat afgegee is. Ok, dis waartoe jy mik. Ok, so ek gaan hierso vir myself 'n formule skryf. Die aantal fotone is die totale energie oor die energie per foton of elektron, foto-elektron. Ok. En dit, ek weet nie of julle enigstens sit met die memo langs julle nie. Dit is wat hulle bedoel met daai formule. Ok, so as jy kyk daar die formule wat hulle het is N is P oor E. Daai E is die energie van 'n foton, E, en daai P is nou die energie per sekonde. Die totale energie. Ok, so kom ons kyk gou hier. Hulle gee vir ons hier die golflengte van die golf wat inkom. En daai golflengte met behulp van Planck se formule het ons E is, nou onthou kom uit my kop uit. Hierdie formule? Nee. Dis AC oor daai lambda. Ok, wat gee hierdie vir ons? Hierdie is die energie per foton. Dis die energie van 'n foton. Ok, so daai is Planck se konstante, ek dink 6,63 maal 10 to die mag minus 34. 3 maal 10 to die mag 8 oor golflengte 5,2 maal 10 to die mag minus 7. Ok, so ek wil net weer hierdie sê, as hulle ooit vir jou vra, hoeveel elektrone word afgegee, hoeveel fotone, met ladings, vra hulle ook vir jou, wat is die lading, hoeveel elektrone is oorgedra, of enige so ietsie, dan sit N, klein N, en dan sit die totale lading oorgedra, die totale energie, die totale elektrisiteit, die totale wat ook al, deur die lading van 'n elektron, of die energie van 'n foton, is altyd so. Ok, goed, ek laat jou uitgewerk, wat kry jy? Nie uitgewerk nie. 3,82 maal 10 to die mag minus 19 joules. So daai is die energie van 'n klein foton. Ok, nou die vraag, het julle die vraag voor julle. Die vraag lees, bereken die aantal fotone wat per sekonde. So dit beteken die as jy kyk, P is W oor T.
né? So as hulle sê per sekonde bedoel hulle die tyd is 1 sekond. Die tyd is 1 sekond. So as hulle vir jou sê hierdie ding is 3,2 maal 10 to die mag 27, dan beteken dit W gaan ook 3,2 maal 10 to die mag 27 wees as die tyd 1 sekonde is. So die totale energie W of E of totale energie is 3,2 maal 10 to die mag 27. Ok, so daarom gaan jy daai ding vat, gedeel deur daai ding en dan sê jy die antwoord gekry. So daar is die totale joules oor die joules van 'n foton. Chap. Tel reg. Juffrou, ek verstaan net nie hoekom die energie van een foton, juffrou. Ja. Hoekom gebruik ons die arbeidsfunksie daarby nie, want daai energie van een foton, van daai energie word gebruik in die arbeidsfunksie gebruik, maar druppelfrekwensie. Okay, so Daai deel, wag, ja. en die